All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow. Ons moet vir 'n oomblik net stil staan voordat ons sommer nou hier in 'n gebed ingaan en toetree tot die verbond. Want dis wat ons moet doen. Moet ons net gaan kyk na die verbond in Eden. Nou, dit lyk vir my deur die loop van tyd en deur die loop van jare het ons ook uiteindelik gekom by die plek van ons moet oorgee. So ek het nou my Sondagsgebed gebid en Jesus aangeneem. Ek het 'n geweldige ervaring met die Here gehad. Maar toe ons kan die soeke. En so deur die loop van die soeke het ek uitgekom by die plek waar ek by mense gehoor het, jy moet oorgee. Jy moet afgee. You must surrender. Ek het my byna doodgesukkel om. Kan nie verstaan wat dit is nie. Dan gee ek oor. Nou hoor mooi hoe ek het nou verstaan. Met ander woorde, hier is 'n probleem. Ek is besig met hierdie probleem. Ek moet hierdie probleem oorgee. Ek moet dit oorgee in die hande van die Here. Maar dan dit beteken jy kan nie weer daaroor dink nie. Jy moet hom los. Jy kan dit nie oorgee en dan begin jy weer daaroor bekommer nie. Want dan het jy dit teruggevat. So nou kry jy doen aan mekaar hierdie oorgee en terugsit en oorgee en terug. Dis soos, jy weet, dit werk nie. Dit besef ek dan moet ietsie wees. Want jy hou aan dieselfde ding doen. Toe begin ek besef maar hier's 'n binding en in dit toe gaan sit ek en ek sê vir myself maar wat is hierdie binding? Wat 'n binding kan dit wees? En ek land toe uiteindelik terug in Eden. En wat het daar gebeur? Jy sien, ons moet daarna gaan kyk. Ek het baie mense gevra. Nou sê vir my, wat was die sonde van Eden? Nee, Eva het die appel geëet. Okay. Dan as ek 'n ander vra en sê, nee, dit was ongehoorsaamheid. Dit was ongehoorsaamheid. En so het elkeen maar sy eie ding gehad. En weet julle wat? Is 'n dilemma. Die sonde in die tuin van Eden was 'n begeerte om soos God te wees. Dit is die sonde. Die metodiek om ons daarby uit te kry was disobedience. Waarom was disobedience so belangrik? Want aan die persoon aan wie jy gehoorsaam is, aan daardie persoon onderwerp jy jou. So wat was Adam en Eva eintlik mee gekonfronteer? God sê dit, Satan sê dit, en hy sê, as jy van hierdie vrug eet, dan sal jy soos God wees. So die begeerte om in beheer te kom, bring my toe uit by die plek waar ek ongehoorsaam is. En daar is die val. Deur die een man se ongehoorsaamheid het sonde ingekom. En weet julle wat? Dis waar ons inkom en deel word van. Maar dit het 'n groter probleem. Kom ons gaan kyk weer net 'n paar voorbeelde en duidelike onderskrywing daarvan. Wat het gebeur? Wat het daar gebeur? Ons het eintlik toe beheer van ons lewe geneem. En daardie beheer wat ons geneem het 'n probleem geword. Kyk 'n bietjie na Jeremia 17 vers 9. In Jeremia 17 vers 9 dan sê hy, the heart is deceitful above all things and it exceedingly perverse, corrupt
mortally siek. Kyk net wat sê hy. Is ongeneeslik siek. Ons harte het daar ongeneeslik siek geraak. Nou kom ek en ek sê, die hart van die mens maak hom onrein. En waar het dit gebeur? As gevolg van dit wat in Eden plaasgevind het. En wat doen ons nou? Nou word dit 'n gestoei. Wat is die gestoei? Die gestoei is, ons wil nou ons hart verander. Ons wil nou by die plek kom, waar ons hierdie hart van ons uitsorteer. Gelukkig is daar 'n baie goeie voorbeeld in die skrif van 'n persoon wat dit ook gedoen het. Paulus skryf in Romeine 7 vers 15. Hoor mooi, hy begin eintlik by vers 14. We know that the law is spiritual, but I am a creature of the flesh, having been sold into slavery under the control of sin. Kyk, dis wat daar gebeur het in Eden. Dis verkoop in slawerny. Nou gaan hy voort te sê, for I do not understand my own actions. I do not practice or accomplish what I wish, but I do the very thing that I loathe. Nou, baie Christene steek hier vas. Ja, maar Paulus het die probleem gehad. Paulus het goed gedoen wat hy nie wou doen nie. Paulus het dit gedoen. Daarom, wie is ek? Maar weet julle wat, ons lees nooit die laaste gedeelte nie. As jy nou rustig gaan vat en jy lees op van vers 15, dan hoor jy hierdie worsteling in Paulus. En jy sien hoe hy sukkel daarmee. For I fail to practice in vers 19, the good deeds I desire to do. Vers 21, so I find it to be a law action, that when I want to do what is right and good, evil is ever present. En dan sê hy, wat gaan hy nou doen? Wat gaan hy in hierdie situasie doen? Let op, vers 25. Thank God, through Jesus Christ, the anointed, our Lord, so then indeed I of myself with a mind and heart serve the Lord. Let op. Hy het beroep hom op Christus wat hom gaan help om dit te oorkom. Nou kom ek en ek sê, wag. As hy kom en dit vir my sê, want dis Jesus wat daai werk doen. Dis Jesus wat ons daarby bring. Dis 'n werk van God. En nou kom ons en sê, weet julle wat? Daai werk van God is 'n belofte. Gelukkig wil ek julle weer terugverwys. Daardie hart is 'n werk wat God moet bewerkstellig. Kyk 'n bietjie na Jesaja 36. In Jesaja 36, vers 26. Let op. Dit is 'n belofte wat uitkom. Nou praat hy inderdaad met Israel, maar let op. Then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols. Vers 26. A new heart will I give you, and a new spirit I will put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and give you a heart of flesh. Dis waarop ons moet beroep. En dan woorde, in die tuin van Eden, het ons hierdie probleem opgetel. Daarom as deel van my gebed, moet ek die eerste stap gee. Ek moet die verbond in Eden kanselleer. Nou wil ek julle vra, het julle dit al ooit so gesien? Met ander woorde, ek doen my sondaagsgebed. Ek wil net in die dokument kry. Ek doen die sondaagsgebed. Maar in die sondaagsgebed deel ons nie met hierdie verbond nie. Ons deel nie met hierdie ding in Eden nie. Beteken dit nou ek gaan nou ongered wees? Nee, broer. Ons het dit hanteer. Die verloving is daar, jou sondaagsgebed is gebid, jy het Jesus aangeneem,
jy het jou sonde bely, jy sal hemel toe gaan. Ek praat van heeltemal iets anders hier. Nou kom ek en ek sê, die heel eerste stap is, ons moet kom en deel met die verbondenhede. Nou daai ou wat 'n baie belangrike ding vir my geskryf het, was John Paul Jackson. En ek wil julle dit graag 'n aanhaling uit sy boek uitlees. Hoor net wat sê. The whole thing about Adam and Eve wasn't to get them to eat the fruit. It was to get their authority over the earth. It was the whole thing giving the authority. Alles het gegaan oor die autoriteit wat hy by Adam gevat het. And then man falls under his authority. And that's why Paul calls Satan the God of this earth. Because man made him their God. Die oomblik toe ons in daai ongehoorsaamheid ingaan, het Satan beheer gekry. Waarom? Wat gebeur? Because we made Satan our God. Because they chose to believe him versus God. So now we are under his authority. We take the authority that men once had. En dan kom Jeremia 17 vers 5 na vore. Wanneer jy vlees, met ander woorde, jou eie krag, jou meester maak, as jy onder 'n vloek. En dis wat gebeur het met een. Dis wat plaasgevind. So daarom kom ons by die punt, waar ons daarna kyk en ons sê vir mekaar, ons sien Jesus as prototype, ons verstaan Jesus as ons prototype. Wat moet ek nou doen om toe te tree? Maar voor ek begin toetree, moet ek besef, hier staan iets in my pad. Ek moet deel met daai verbond. Ek kan nie twee verbonde hê nie. Ek kan nie 'n verbond hê wat in een rigting na Mammon toe gaan en in die ander rigting na Christus toe gaan nie. En die enigste manier om uit daardie vloek uit te kom, is om te sterf. En dit is waarom die verbond en die verbondsluiting so belangrik is, want daar deel ons met ons hart. Daar deel ons met ons hart. Met ander woorde, die belangrikste ding met die deling van ons hart, is wat doen ons nou? Wat doen ons dan met ons hart? En ek wil hê dat julle moet dink daaroor en mooi gaan kyk. Gaan kyk 'n bietjie net weer na hierdie hele ding van Eden en wat daar gebeur het. Want in Eden was die belangrikheid daarvan dat ons eintlik daar 'n blokkasie op onsself geneem het. Dat ons nie aan Christus kan onderwerp nie. Maar die vereiste kom dan, hoe raak ons dan ontslaaf van ons hart? Hoe raak ons ontslaaf van hierdie probleemfaktor in ons lewe? Sodat ons nie die toegang vrylik kan hê tot die Heilige Gees. Nou ja, in die volgende opname wil ons dit begin aanspreek, dat ons kan verstaan. Oh, we're thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain